Goeiemôre julle almal. Dit is al einde van die week se kant toe. Dis 'n nuwe oggend, 'n nuwe dag. Die Here se genade is vars op ons horisonne en ek en jy moet stap om daai genade weer in besit te gaan neem. So staan op, maak jouself reg en gaan kry die Here se genade. Is lekker om saam met julle vanmôre te wees en ek deel hierdie pragtige vers in Johannes 3 vers 30. Johannes die Doper sê: hy moet meer word en ek minder. Weet julle, jy kry nogal in baie kerke nederigheid teenoor trotsheid. Ek dink nie daar's kerke in ons land wat nie met hoogmoed sukkel nie. Johannes sê in hierdie gedeelte, ek moet minder word, hy moet meer word. Ek het so 'n storie gehoor van 'n kerk wat na die nederigste persoon in die gemeente gaan soek het. En hulle kry toe eendag die persoon in die gemeente en hulle gee toe vir die persoon 'n balkie van die nederigste mens. Maar die volgende week, toe dra hy daai balkie kerk toe en die uiteinde was, hy het toe die hoogmoedigste geword van almal. En jy weet jy, as 'n ou na die Bybel gaan kyk, dan sê die Bybel nogal baie dinge oor hoogmoed. Die Bybel sê 'n hoogmoedige mens voel meerderwaardig teenoor ander mense. Ek meen, jy kan mos nou nie in God se gemeente in bestuur wees as jy die heeltyd neerhalend is op ander nie, as jy meerderwaardig voel teenoor mense nie. Maar weet julle, die hartseer daarvan is dikwels dat in die bestuure en die rade van kerke sit daar baie keer hoogmoedige mense. En dis mense wat eens op 'n kol baie nederig was, maar hulle is ergens deur hulle eie ek oorgeneem. En dan later beheer daai mense die hele kerk. Ek meen, is dit nie een van die redes hoekom baie kerke vandag so mank loop nie? Want 'n hoogmoedige mens lewe volgens die wet wat hy self maak en nie die wet wat vir hom sê wat om te doen nie. Dit is dieselfde met die fariseer in Lukas 18 van vers 9 af, waar hierdie fariseer en hierdie tollenaar in die tempel is en dan bid hulle. En dan gaan hierdie fariseer op sy eie en hy gaan beroem op homself, op al die regverdige werke wat hy doen. Maar dan gaan die tollenaar en dan gaan vertrou hy net op die genade van die Here en dan sê hy: o God, wees my 'n sondaar genadig. En dan sê Jesus: wel, ek sê nou vir julle, hierdie man het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Wat beteken dit dan in daardie konteks dat jou saak met God reg is? Wel, jou saak met God is reg as hy meer geword het en jy minder. En dis nie sonder meer dat Jesus in daai selfde gelykenis aan die einde daarvan sê, elkeen wat hoogmoedig is sal verneder word nie. En hulle wat nederig is, sal dan verhoog word. Dis die wonderlike gedeelte wat ons kry in die woord van Filippense 2, van vers 5 tot 11, waar Paulus hierdie pragtige Christofanie vir ons gee, dat Christus in die hoogste hemele was, maar hy het hom nie aan dit vasgeklou nie, hy het homself verneder, hy het nederig geword, hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. En dan sê Paulus, maar hy het homself nog verder verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en eintlik 'n slawe dood te sterf, sodat God hom weer sou kon verhef. En dit is die pad van die evangelie. Hy moet meer word en ek minder, meer van hom, minder van my. Hoe lewe jy vandag? Kyk jy neer op mense? Ek kan vandag vir jou kom waarborg, die mense op wie jy neerkyk, is hulle vir wie God gaan verhoog. En daarom moet ek en jy ons stand in die lewe gaan verander. Ons moet ophou om te dink ons is beter as ander. Gaan lewe vandag in daardie genade. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, kom help my vandag om gedurig myself terug te plaas in die lewe van die evangelie, om te word wat u vir my vra om te wees, 'n dienskneg, nie om gedien te word nie, maar om te kom dien, soos wat u gekom het in Markus 10 vers 45. Leer ons om daardie dienskneg mentaliteit te hê, om ander mense hoër te ag as onsself, maar nie net dit nie, Vader, so te lewe dat u meer sal word en ons minder.
Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle almal. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder hê. Kan julle glo, môre praat ons dan weer vir oulaas vir hierdie week. Ons sien mekaar dan. Totsiens.